Mag julle regtig iets van die Here se teenwoordigheid beleef so in ons saam wees. So voor ons begin net 'n paar afkondigings, manne aand, TV Woensdag aand, 18:30 daar by Robert Hulle op die plaas. Herder Saambid, donderdagoggend 7:15 in die konsistorie. Ons middagteetyd studie donderdagmiddag 3:00 by die pastorie. En dan sluit die skole Vrydag. So geniet jou vakansie as jy op vakansie gaan. En dan het ek DV met verlof van volgende maandag af tot en met die 19de Julie. So kontak asseblief vir ouderlinge in geval van nood. En dan het ons gesamentlike dienste vir die 3 Sondae daarna by die gemeente van u keuse. Kom ons word so 'n oombliekie stil. Ons begin ons saam wees met 'n openlike verklaring. En ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 64, vers 10 tot 11. En 'n openlike verklaring of die votum is 'n hartsgebed, dis ons belydenis in 'n opsig, maar dit verwoord die rede vir ons saam wees so vanoggend. Daarom mag hierdie ook die woorde van jou hart wees. Met groot ontzag getuig almal van die dade van God, omdat hulle insig gekry het in wat hy doen. Laat die regverdige hom in die Here verbly en sy toevlug by hom soek. Laat al die opregtes hom prys. Wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons prys hom dan deur saam te sing van Psalm 111 vers 1, 2 en 4 en daarna kan u plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Die lof van die Here vir die groot dinge wat hy doen, en dit wat hy dan uiteindelik in Christus doen, verwoord ons in ons belydenis in Sondag 21, en besonder wanneer ons die vraag vra, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk, en hierdie is vir ons regtig belangrik, dit is die herinnering aan dit wat die Here in Efesiërs 1 met ons deel, dat ons almal voor die grondlegging van die aarde in Jesus Christus uitverkies is, om heilig en onberispelik voor hom te lewe, naby hom te leef en saam met hom te werk in hierdie tyd waarin ons lewe. So Christus dan wat die kerk vergader. En dan hoor ons, as ons die vraag vra, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Daar die woord algemene in die ouer vertalings van die katekismes, die katholieke kerk, wat gewoon algemeen beteken.
dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is. En ewige lewe verwoord Jesus in sy gebed in Johannes 17 op 'n besondere manier. Hy sê ek het gekom sodat hulle die ewige lewe kan hê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Dis 'n verhouding met God. So Jesus Christus, die Seun van God, is besig om 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe te vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. En hierdie is regtig belangrik dat ek 'n lewende lid is, want Christus vergader sy kerk deur die woord en sy Gees beliggaam in my. En daarom moet ons dit opreg vir onsself vasmaak. Wanneer ons praat oor die heilige algemene Christelike kerk, dan praat ons oor die primêre orgaan waardeur God die kennis van die waarheid, van dit wat hy in Jesus Christus gedoen het, deel met die wêreld rondom ons. Dis ek en jy wat die gesandte van God is in hierdie tyd. En daarom, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Met ander woorde, waaroor gaan ons saamleef? En dan antwoord ons, ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Dis baie mooi geskryf. Ons het almal saam en elkeen afsonderlik as lede aan die Here Christus gemeenskap en aan al sy gawes en skatte deel. Dis as deel van. Dis nie ek eenkant op my eie, nou deel ek in Christus se gawes nie. As lede, as deel van die liggaam, deel ek in die gawes van Christus. En daar's klomp goeders wat uit daai waarheid uitvloei, en daarom kan Paulus, wanneer hy in Korintiërs 10 met die gemeente praat oor die nagmaal, kan hy vir hulle sê, julle onderskei nie die liggaam van Christus nie, en daarom eet en drink julle 'n oordeel oor julleself. En dis nie oor die liggaam aan die kruis nie, dis die lede. Daar is nie sorg vir mekaar nie. En dit gaan hy, wanneer hy in hoofstuk 12 kom, dan sê hy, sodat daar nie verdeeldheid kom nie, daarom gelyke sorg vir mekaar. Dis in Christus, deel aan sy skatte, deel aan die verlossing wat hy vir ons verwerf het, die herstel in ons verhouding met God, maar daarin as lede in ons saamleef, deel daarvan. En daarom die tweede deel, ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Ons geloof is 'n baie persoonlike saak, maar dis nie 'n privaat saak nie. En dis bedoel vir mekaar. Herstel in ons verhouding met God word ons herstel in ons verhouding met mekaar, sodat die wêreld iets van versoening ook in ons tyd kan raak sien. Nou, hierdie is die dinge wat God doen. Dis waarmee hy van die begin af besig was. Voor die skepping van die aarde het hy 'n skepingsplan vasgemaak en saam met dit 'n verlossingsplan vir indien ons dan nou verkeerd sou kies. En in Christus is hy besig om sy kinders bymekaar te maak, ook in hierdie tyd en wêreld. En ek en jy is die voorlopers in daardie uitrol van God se plan. As jy bely dat Jesus Christus jou Here is jy die een wat hy in hierdie tyd en hierdie wêreld uitstuur om die versoening wat hy in Christus met sy wêreld bewerk het, daadwerklik te maak, om dit te deel met ander, in woorde en in dade. Dit is God se plan. En sy raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan tot in ewigheid. Kom ons verootmoedig ons hierin voor die Here deur saam te sing van Psalm 33, vers 5 en 6, en daarna bid ons saam.
Vader, dankie dat ons in sang hierdie waarheid ter harte mag neem. Maak nie saak hoe die wêreld te kere gaan nie, hoe dinge skeefloop en hoe donker dit mag word nie, dat ons wat in U hande is, veilig is. Dat U oor eeue heen terugbesluit het. En dat ons, soos wat ons gebore word, op 'n pad geplaas sal word, dat ons by U kan tuiskom. Nie net as individue by U kan tuiskom nie, maar ook as gemeente, en daarin as deel van die geloofsgemeenskap hier in Bethel by U kan tuiskom. Wanneer ons vanoggend voor U rustig word, en daarin onthou dat U plan nooit gekeer word nie, en dat U ons in besonder roep vir hierdie diens, dan bid ons Vader, maak dit rustig in ons harte as ons na U woord luister. Dat ons met groot ontzag mag getuig van dit wat U doen, die groot dade wat U doen, en dat ons deur die insig wat ons verkry in die mooi van dit waarmee U besig is, die inspirasie en die motivering mag vind om getrou naby U te leef en saam met U te werk aan daarom dit waarmee U in hierdie tyd besig is. En as ons gekonfronteer word met die stikkend van hierdie wêreld rondom ons, maar ook die stikkend van ons ou mens binne ons, dan bid ons Vader, wil U deur die Gees ons harte rustig maak, dat ons troos en ons vreugde en ons vrede by U mag vind. Vader, dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, en dat U ons gekies het, dat ons U erf en lot is, U eiendom, U kinders. Maar dankie dat ons ook mag leef met hierdie groot sekerheid, dat U ons beloning is, dat U self vir ons gegee het, sodat ons herstel in ons verhouding met U naby U kan leef en saam met U kan werk. En wanneer ons hierin voor U rustig word, dan gryp ons ter harte dit wat Dawid met ons deel in Psalm 37 en ons pleit Vader, dat U Uself vir ons sal gee. U sê dat wanneer ons vreugde in U vind, dat U vir ons sal gee wat ons hart begeer. En ons begeer dat U self aan ons sal openbaar op so 'n manier dat ons U werklik mag ken. En waar U self in Jesus Christus aan ons geopenbaar het as liefdevolle God en hemelse Vader, dan pleit ons ook op hierdie dag mag die wonder hiervan opnuut weer in ons harte vasval. Mag dit in ons harte omgaan, mag dit leef in ons harte, sodat ook ons alledaagse lewe, ons doen en late, dit wat ons sê en nie sê nie, ingekleer mag word met die wonder van U liefde. Seën ons hierin, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Ons staan vir 'n laaste keer stil by Galasiërs 6, en dan maak ons dan die agtergrond waaroor ons praat is die, jy kan hom maar opsit, is die misbruik of die verkeerde gesindhede oor die gawes wat die Here gegee het. So ons verstaan die belangrikste gawe wat die Here gee is homself. Die tweede belangrikste gawe is vir jou met jou vermoëns, en die derde belangrike gawe is die geleentheid wat moontlik word wanneer jy herstel in jou verhouding met God in hierdie wêreld losgelaat word. Wanneer die Here jou in hierdie wêreld instuur om naby hom te leef en saam met hom te werk aan dit waarmee hy besig is. Maar daar's 'n paar verkeerde gesindhede wat ons kan hê. Die een van die dief daarbo is wanneer ek net vat selfsugtig dit wat die Here vir my gee, die vermoëns en middele wat hy vir my gee, net my eie maak. Niks met niemand anders te doen nie, solank ek gemaklik en gelukkig kan lewe, is ek gelukkig. Nie 'n goeie plek om te wees nie. Die tweede gesindheid daar is die een wat lyf wegsteek, baie ontvang. Dan sê Jesus, vir die aan wie baie gegee is, gaan baie gevra word, maar omdat ek kan wegkom met minder, al kan ek meer doen, steek ek lyf weg, meer op die golfbaan as in die werk. Die derde gesindheid waaroor Jesus in besonder praat, in sy gelykenis oor die talente, is die een wat uiteindelik uit vrees vir God, uit vrees vir wie God is, sy gawes gaan begrawe. Nou al daardie gesindhede trek in daardie middelste een saam. Die vrees vir wie God is, maak dat ek uiteindelik niks doen met dit wat hy vir my gee nie. Dat ek uiteindelik net vir myself hou. En dan gaan jy uiteindelik die woorde moet hoor, lui en slegte slaaf, oor min was jy getrou, en daarom, jy was nie getrou nie, en daarom gaan jy uitgewerp word in die buitenste ruim. Die vierde een daar,
is die een wat baie ontvang het en dan probeer om alles te doen, so asof die Here afhanklik is van jou. En nee, jy word geroep om binne die geleenthede wat die Here gee, die beste gebruik te maak van daardie geleenthede. En ons kan uiteindelik nie alles doen nie, en partykeer kom ons by daai plek waar ons alles probeer doen, al die balle in die lug probeer hou, en dan val almal van hulle uiteindelik op die grond. En dan die laaste ene afguns. Ek soek die wat die ander het. Nou, elkeen van ons gaan iewers deur die loop van ons lewe met hierdie gesindhede gekonfronteer word. Want die ou mens in ons, wat God nie ken as Vader nie, wat eintlik maar net slaaf is, wil die Here nie so ken nie. En daarom gaan iets van hierdie gesindhede met die tyd saam by ons sigbaar word. Dis nie 'n doodsteek nie, dis nie einde van die pad nie, en daarom dit wat ons uiteindelik in Galasiërs hoor, dat ons op mekaar moet ag gee, sodat hierdie gesindhede nie in ons saamleef, ons persoonlike lewe begin kenmerk nie, en ook nie ons saamleef begin kenmerk nie. Nou, ons gaan luister na hoe ons dit dan nou moet doen aan die hand van Galasiërs 6. Maar daarvoor moet ons eers die oploop na Galasiërs 6 toe hanteer. Johannes. So wanneer ons na Galasiërs 6 gaan luister, dan begin ons by Galasiërs 1, waar Paulus die gemeentes groet. Die eerste gemeentes, die gemeentes wat hy met sy eerste sendingreis in Galasië gestig het, en nadat hy by hulle verby is, het die mense van Judea af verbygekom, mense wat gesê het, jy moet eers 'n Jood word. So wanneer ons na hierdie brief luister, is dit belangrik om te verstaan dat die ding wat Paulus probeer uitsorteer, is nie werke godsdienst soos wat ons dit verstaan as reformatoriese kerke nie. Dit was nie die probleem vir Paulus nie. Kan werke jou red? Nee, glad nie. Dit het hulle mooi verstaan. Die probleem vir Paulus is dat die Joodse gelowiges van hulle het agterna gekom en vir die heidene gesê, julle moet eers Jode word voordat julle in die koninkryk kan ingaan. En dit is vir Paulus 'n probleem. Want wat hy besef wanneer Jesus hom voorkeer op pad na Damaskus toe, is dat hierdie offer wat God in Jesus Christus gebring het, wat God self gebring het, kan nie net vir die Jode wees nie. Dit moet vir al die nasies wees. En daarom, as ons die brief gaan volg, dan gaan hy in hoofstuk 1 sê, groet hy hierdie gemeentes in die naam van Jesus Christus, wat homself gegee het, om die wil van God te volbring. En daardie wil word in Galasiërs 3 duidelik gemaak, wanneer hy sê dat die skrifte vooruitgeweet het, dat in Abraham al die nasies geseën sal word. Dat 'n Jood en nie Jood toegang tot die koninkryk sal kry. En daarom sê die skrifte, in Abraham sal al die nasies geseën word. En die seën anker in hoofstuk 2 vers 16 is daardie gedeelte waar Paulus dan mooi verduidelik dat vryspraak nie kom deur die uiterlike dinge nie. Dit kom deur geloof in Christus. Die offer wat God gebring het, maak ons vry. En nou is dit belangrik vir ons tyd, daarom die stoel, hierdie offer, jou geloof daarin, hoe groot jou geloof is, maak nie verskil aan hoe sterk die offer is nie, of hoe geldig die offer is nie. God het gehandel, God het vrygemaak in Jesus Christus en die wêreld met homself versoen. Ons glo, omdat dit aan ons geopenbaar is. Dit gaan op 'n spesifieke manier in ons lewe sigbaar word. Ons gaan nie aan die werke vashou nie, ons gaan ons identiteit vind in wie God sê ons is, wat regtig belangrik is. So wanneer ons oor geloof praat, my geloof as sulks, en daarom Sondag 23 sê dit mooi, maar ek kan nie eers my geloof aanbied as 'n teenpool vir die offer wat God gegee het nie. Dit is nie my geloof nie, dit is God wat red. So wanneer ek eendag voor die Here gaan staan, Paulus sê in Galasiërs 6, ons gaan almal voor die regterstoel staan, dan het ek niks waarop ek gaan roem anders as dit. Jesus het gesê, kom, volg my. Hy het gesê, hy het volbring, en hy het gesê, hy maak vir my 'n plek gereed. Dis hoekom ons voor die Here kan staan. En hy doen dit, omdat ons die kinders van God is, wat 'n baie belangrike gedagte is. En dan gaan ons by hoofstuk 5 vers 1 kom, en dan gaan hy sê, Christus het gekom om ons vry te maak, sodat ons werklik vry kan wees. Dat ons nie in 'n lewe vasval waar ons die hele tyd probeer om God gelukkig te maak, sodat ons aanvaarbaar vir hom kan wees nie. Werklik vry kan wees. Nou is dit die gesprek oor eeue heen in die kerk. Jakobus moes hieroor praat, Paulus moes hieroor praat, Johannes het hieroor gepraat. En van daar af tot hede vandag toe nog is dit die spanning in die kerke en tussen die kerke. Beteken dit dan nou maar, ek kan maar net lewe soos ek wil? So,
Aan die een kant volkome geregtigheid, God is die regter wat oor alles gaan regspraak gee, en daarom sorg dat jy in jou spoor trap, anders maak jy dit nie, en aan die ander kant radikale genade. God is net liefde en dit maak nie saak nie, almal word maar net gered. En iewers tussenin vind jy meeste van die kerke, ons stoei maar, om 'n balans hierin te kry. Nou die Here het 'n besondere antwoord vir daardie balans in ons wêreld geanker, en dit gaan oor die huisgesin van God. Maar vir nou is dit vir ons belangrik om te verstaan, dat die vryspraak, ons is vrygemaak om werklik vry te wees, word in Christus geanker, en dit wat ons hier in hoofstuk 6 gaan hoor, daarin dat ons weet, hy het gedoen wat ons nie vir onsself kan doen nie. Het is nie 'n blanke check om maar net te leef soos ek wil nie, en daarom gaan hy sê in hoofstuk 5 vers 16 tot 18 dat ons die leiding van die Gees moet volg, en dit gaan op 2 maniere in ons lewe sigbaar word. Die eerste is daardie goeders, die sak vuilgoed of die sak onkruid, die dinge wat lyk of dit lewe gee, maar uiteindelik die dood bring, soos wat Salomo vir ons sê, en dis die praktyke van die sondige natuur. En dit sê Paulus in Galasiërs 5, kruisig ons. Dit is belangrik as ons daar hoor. Vers 24 sê hy, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Dit word nie net een oggend jy wakker word, dit weggie. Jy moet dit kruisig. Jy moet dit doodmaak. Jy moet dit afsterf. Wanneer Paulus met Timoteus praat, in 2 Timoteus, sê hy, die wat hulle self gereinig het van die kwaad. Jy het 'n verantwoordelikheid hierin. Want die Gees van God gaan vir jou wys, hierdie goeders hoort nie. Right, so sterf dit af. Laat dit gaan. Teenoor dit, die vrug van die Gees. En dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dan sê hy mooi, teen sulke dinge het die wet niks nie, want die wet was gegee om die volk veilig te hou te midde van 'n ontaarde en korrupte wêreld, sodat hulle gesond kan leef en lig kon wees. So die wet het niks teen hierdie dinge nie. Dis die goeders wat in ons nuwe mens wees, dit wat die Here in ons kom vestig. Dis wat moet groei en blom. Dis wat die Here wil sien. Dis hoe ons lyk as ons floreer in ons lewe naby hom en in ons diens saam met hom. En nou sekere goeders wat ons afsterf, sekere goeders wat ons opneem waarin ons floreer, en dan hoor ons in hoofstuk 6 vers 1 tot 10 die toepassing. Hoe doen ons dit? En nou, omdat ons mense is, soek ons daai 10 reëls. Gee my net gou die 10 reëls wat ek moet doen, dat ek weet, nou is ek reg, en is dit liefde, vreugde, vrede, geduld, en ek gaan elke oggend kyk, en dan ek waarborg jy, teen 10 uur gaan jy al vergeet het daarvan. So wanneer die Here in sy almag ons nader trek, dan gee hy nie net vir ons hier 10 reëls nie. Hy plaas ons, herstel in ons verhouding met hom, binne in 'n gemeenskap, sodat ons deur die loop van ons alledaagse lewe op mekaar ag kan gee, mekaar kan raak sien, saam met mekaar die pad kan stap. En daarom dit wat ons in die belydenis sê, ek deel as lede in Christus, in die gawes wat hy gegee het. Ons is saam deel van die liggaam van Christus. En daarom hoor ons dan, broers en susters, as iemand in die een of ander sonde val, baie belangrik daar, daai woord daar beteken nie hamartia, soos wat Paulus in Romeine gebruik nie, is nie hierdie teken gemis nie, is iemand wat naby is, wat weggeval het, nou die wegval waarvan af, en dis daar die anker in Christus, dat Christus volbring het. As iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Moenie veroordeel nie, moenie wegstoot nie. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Jy kan self ook in die versoeking kom om uiteindelik nie te anker in dit wat Christus gedoen het nie, maar in al dit wat jy dink jy moet doen. Nou is dit regtig belangrik as ons hierna luister. Wanneer Paulus hierdie brief skryf, dan het die mense vir die ouens gesê, jy moet eers 'n Jood word. En daarom gaan hy aan die einde van hierdie gedeelte in hoofstuk 6, gaan hy swaar water maak oor die mense wat aandring op die besnydenis. So ons hoor besnydenis, dan dink ons werke. Maar die besnydenis was die teken van die verbond, was die teken dat jy 'n Jood is. En dis hoekom Paulus sê, nee, jy hoef nie eers 'n Jood te word voordat jy toegang tot die koninkryk gaan kry nie. Christus het volkome versoening bewerk vir ons almal. Maar in ons tyd en wêreld is dit nou nie meer die besnydenis wat so 'n groot rol speel nie. En as ek nou vir jou moet vra, Paulus sê in daai gedeelte, daardie mense wat so daarop aandring dat julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle kan roem oor dit wat hulle met julle liggame gedoen het. Nou as ons die vraag moet vra, wat is dit vandag? Die goeders waaroor
ons in die kerk baie keer wil roem oor ander mense, dan is dit nie die doop nie. En dit kan die doop wees, dit gebeur met tye, of alles ons by daardie gesprek kom van groot doop en klein doop en al die staf. Maar die ding waaroor ons baie keer vashaak, is kerkbywoning. En kerkbywoning is nie verkeerd nie, né? Handelinge 2, groot byeenkoms elke dag, en dan kleiner byeenkoms van huis tot huis elke dag. So, kerkbywoning is nie verkeerd nie. Maar baie keer vandag is dit die som. Nie net in die tradisionele kerke nie, maar in die Pinkster-charismatiese kerke ook. Jy moet net kerk bywoon. Jy moet net inpas binne ons vormpie, en dan is jy aanvaarbaar. En hoe meer mense bywoon, hoe groter ons gebou is, of hoe voller ons gebou is, hoe meer het ons om oor te roem. En dan roem ons baie keer in ons tradisie, eerder as in dit waarmee God in Christus besig is. En dis wat Paulus hiervoor waarsku. Pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. In die manier waarop jy met jou broer en suster omgaan, wat begin wegval, kan jy by 'n plek kom waar jy net op die werke fokus, en nie die genade wat God in Christus met ons gedeel het nie, dat hy in Christus volkome versoening gebring het. So pas op, jy kan self ook in die versoeking kom, dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Nou wat is ons laste? Paulus skryf vir die gemeente in Korinthe, hierdie mooi ding, hy sê, in Romeine, hy sê die goeie wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en die slegte wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. Maar kom hy in Korinthe en hy sê, hierdie ding, ek het hierdie doring in my vlees, en 3 maal het ek die Here gebid, en 3 maal het hy vir my gesê, nee, om het weg te vat, en 3 maal het hy vir my gesê, nee, my genade is vir jou genoeg. En dis nou die ding, lees ons Handelinge, en ons lees Paulus se briewe, dan kan ons sien, hy was so 'n bietjie van 'n vuurvreter gewees. Die kante was nie altyd so glad geskuur gewees nie. Partykeer dink ek moes dit moeilik gewees het om saam met Paulus te geleef het. En dis die ding, Paulus was ook maar net op pad, net soos ek en jy. En ons so graag wou sê, ons het een oggend opgestaan en van daardie oomblik af was alles uitgesorteer in my lewe en ek was net die perfekte ou. Maar ons is nie een daar nie. En dis die las wat ons uiteindelik moet dra. Dat die ou mens deel is van my pad in hierdie wêreld. En nou kom Paulus en hy sê, dra mekaar se laste. Hy sê, verdra mekaar. Nie goedkeuring, dat jy maar kan leef soos jy wil nie, maar 'n stukkie verdraagsaamheid. 'n Stukkie naderroep sonder veroordeling. En hy sê, gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus, en die wet van Christus is, hê mekaar lief, soos wat ek julle lief het. Nou, daardie veroordeling kom wanneer ons by die volgende vers kom. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. En dis die punt. Nie een van ons red onsself nie. En die goeie wat jy in jou lewe raak sien, wees trots daarop, jy mag. Wees bly daaroor, vind vreugde daarin, want dit beteken God is besig met jou. Maar moenie dit die maatstaf maak, waarmee jy ander beoordeel nie. Want hulle is ook net op pad. En dan, as jy dit doen, is jy by 'n slegte plek. As jy die goeie goed wat jy in jou lewe sien, die maatstaf maak vir waaraan die ander ook moet voldoen, moet jy verstaan, dan is dit nie meer Christus nie. Dan is dit wat ek reg kry, word die maatstaf vir wanneer jy vir my aanvaarbaar is. Nie 'n gesonde plek om te wees nie. En daarom sê Paulus, jy bedrieg jouself. As daar goeie is, wees trots. As die slegte kom, wees nederig. Christus is op pad met jou. Maar die ideaal sal wees dat ons dit in ons saamleef mag beleef. Nie altyd so maklik nie. En Paulus sit hierdie saak op die tafel op 'n baie mooi manier. Hy sê elkeen sal met rekenskap gee oor wat hy gedoen het. En daarom dan iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, mondelinge onderrig, moet die een wat mondelinge onderrig gee, leermeester daar vertaal, is die een wat mondelinge onderrig gee, laat deel in die goeie. Die Griek sê nie die goeie dinge nie, die Griek sê die goeie. Wat is die goeie? Vryspraak in Christus. Ek is nie gered omdat ek alles reg gekry het nie, of enigiets for that matter reg gekry het nie. Ek is gered omdat God in Jesus Christus my nader getrek het. Hy het my gevind en daarom kan ek hom vind. So iemand wat onderrig ontvang in die woord van God,
Nie net predikante nie. As jy jou broer bemoedig of vermaan, of jou suster bemoedig of vermaan, of met jou kinders praat, is jy besig hiermee. So daar's 'n wederkerigheid wat hier aangespreek word, wat ons dan in die huisgesin van God terug gaan kry. Moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges, en in die ou vertaling, veral aan die huisgenote van die geloof. Nie net die mense hier nie, almal wat bely dat Jesus die Christus is. Nou waar ons in die vorige preke by die eerste gedeelte stilgestaan het, wil ons nou by hierdie gedeelte stilstaan, by daardie laaste deel. Moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, dit sal jy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en verderf oes, maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Wat is die akker van die sondige natuur en wat is die akker van die Gees? As jy nou moet vra, hoe gaan jy antwoord? Wat is die akker van die sondige natuur, waarvan ons dood en verderf oes, en wat is die akker van die Gees, waarvan ons die ewige lewe oes? En daardie uitdrukkings is regtig belangrik, en as jy nou 'n gemiddelde westerse mens is, wat in ons kultuur groot geword het, dan gaan dit wees ou mens en nuwe mens, en dis nie heeltemal verkeerd nie, maar dis ook nie heeltemal reg nie. Die akker van die sondige natuur is verseker my sondige self. My begeerte om alles wat die Here vir my gee, vir myself te hou. Om die geleentheid wat hy gee, die vermoëns, die middele, die staf wat hy vir my gegee het, vir myself te hou. Dis die akker van my sondige natuur. Dit trek vas in die ou mens, wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat, wat selfsugtig net sy eie belang soek. En die uitvloei daarvan, hoekom jy dood en verderf oes, is dit wat Jesus in Matteus 25 oor die gelykenis van die talente sê. Daardie slaaf wat die geleentheid begrawe het, wat nie gebruik gemaak het van die geleentheid wat God vir hom gegee het nie, wat tegnies alles net vir homself gehou het, moes hoor dat hy 'n lui en slegte slaaf is. Sy goed is weggevat, vir ander gegee, hy is vasgebind en in die buitenste duisternis gegooi, dood en verderf. Met ander woorde, weg van die teenwoordigheid van sy koning af, weg van God af. Teenoor dit staan die saailand, of die akker van die Gees. Of die saailand, nou akker is 'n saailand. Wat is die saailand van die Gees? En dis nie jy nie. Die saailand is die wêreld. Dis die wêreld waarvoor God lief is. Dit is die akker van die Gees. Dis waar God deur sy Gees besig is om by mekaar te maak. En soos wat ons nou gaan vasmaak, daarom jy. Jy is die koringkorrel wat in die grond moet val. Jy is die een wat God gee as 'n geskenk aan hierdie wêreld. Jy is die een wat in hierdie tyd gestuur word om die liefde en die versoening wat God in Christus met ons bewerk het, te deel met jou boeties en sissies, binne in die gemeente, maar ook die wat nog buitekant rondwaal. Nou is daar 'n baie belangrike ding voordat ons verder gaan, wat ons moet uitsorteer, en dit is die werklikheid daarvan dat ons in Christus vrygemaak is. Nou, ons het in die vorige 2 Sondae hieroor swaarwater gemaak. Kinders en werknemers word nie dieselfde beoordeel nie. En dit is regtig belangrik dat ons hierdie sal verstaan voordat ons verder gaan. Ja, nee. Ekskuus. Werknemers en kinders word verskillend veroordeel. Almal gaan voor die regterstoel van God verskyn en rekenskap gee oor wat hulle gedoen het. Maar dit is regtig belangrik om te verstaan dat kinders anders beoordeel gaan word as werknemers. Werknemers, tegnies die woord wat in die Bybel gebruik gaan word, gaan slawe wees. Slawe word anders beoordeel. Daar's die bloudruk agter, die plan, en as jy word gemeet, jou produksie, jou bekwaamheid word gemeet en het jy die plan uitgevoer. Het jy A, B en C reg gedoen? Daar's regmerkies en verkeerde merkies. Jy word beoordeel aan die resultaat van die plan. Punt. Want jy's 'n werknemer. En jy gaan jou beloning ontvang soos 'n werknemer uiteindelik ontvang. As jy goed gedoen het, goeie beloning. As jy nie so goed gedoen het nie,
nie 'n goeie beloning nie. Kinders aan die ander hand word anders beoordeel. Wanneer 'n kind voor sy vader staan, dan is die vraag nie net, dit is daar, ons kan dit nie weggooi nie. Daar is 'n vraag na, het jy reg gedoen? Maar daar is 'n dieper vraag in 'n vader se hart. Het my kind gegroei en floreer? En is regtig belangrik dat ons hierdie onderskeid gaan verstaan. So wanneer ons hierna luister, dan sit 1 Johannes daarbo, Johannes wat die eerste kommentaar op die evangelie van Johannes lewer in sy eerste brief, en dan sê hy hierdie baie belangrike ding in hoofstuk 3. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Daar is die eis om geregtigheid, om regspraak, dat jy reg sal lewe, soos Jesus geleef het. Maar dit is regtig belangrik om hierdie stukkie te hoor. Kyk watter groot liefde het God aan ons bewys, hy noem ons sy kinders. Nou, ek het dit nie gedoen nie, maar my ma het dit gedoen, en julle sal hierdie ken. So, my ma, toe ons in Burgersdorp gebly het, ek is een van 'n tweeling, en ek was die boelie. Ek was die helfte groter as Ben toe ons gebore is. En ek en Ben was blonde koppies toe ons gebore is. Johan ook, en hy is 2 jaar na my gebore. En my ma vertel altyd, die buurvrou het altyd gesê, as sy hoor Johan huil, dan kan sy maar kyk daar oor die muur gesien, daar gaan Johan se koppie. Dan het ek iewers weer droog gemaak. So ek het my deel gedoen om my reputasie te kry. Maar partykeer, as my ma my geroep het, het sy nie Fanie geroep nie. Sy het geroep Stefanus. En as hy regtig kwaad was, was dit Jakobus Stefanus. En dan het ek geweet, nou is dit sulke tyd. Die speletjies is nou verby. En dis wat Johannes in 1 Johannes aanspreek. Daar's 'n wêreldse verskil tussen Jakobus Stefanus, kom hier, en my kind, kom hier. Daar's 'n wêreldse verskil. En dis hoekom Johannes sê, hierdie is die groot liefde wat God aan ons bewys het. Hy noem ons sy kinders. My kind, kom hier. Net in daardie uitspraak kan ek 'n prentjie vorm van hoe die gesprek gaan wees. En daarom kom hy in 1 Johannes 3, as hy verder gaan en hy sê, ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want vrees verwag straf, maar waar daar liefde is daar nie vrees nie. Want ek hoef nie. Wanneer God ons in Jesus Christus roep, dan roep hy jou verseker op jou naam, hy het jou gemaak, voor die grondlegging van die aarde af beplan. Maar hy roep jou, my kind, kom hier. En daarom hoef ons nie bang te wees vir die oordeelsdag wat voorlê nie. Ons leef met hierdie sekerheid. Dit wat Dawid al in die Ou Testament kon verstaan, nadat hy deur swaar tye gegaan het, deur sy eie te doen, die wêreld en die bal rondom hom verwoes het, sy gesin verwoes het, sy eie koningskap uiteindelik 'n knou toegedien het. Maar hy kan in sy worsteling met God uiteindelik by daardie gedeelte uitkom, daar in die teks ingeskryf is, Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie, en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Dis regtig belangrik. Wanneer die Here ons roep hy ons, my kind, kom nader.
Daar gaan 'n oordeelsdag wees, daar gaan regspraak wees. Maar vir die wat in Jesus Christus by hulle Vader tuis gekom het, geen rede om te vrees nie. Want hy gaan kyk, het jy gegroei, het jy gefloreer. En as jy wonder of dit so sal wees, Paulus skryf in Romeine 14, wanneer hy praat oor die spanning in die gemeente, oor almal wat beklei, oor die ander nie reg doen volgens hulle nie, dan vra hy, wie is jy om oor 'n ander se werknemer te oordeel? Sy eienaar sal self toesien dat hy goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Want jy is op pad saam met die Here. Maar nou is dit regtig belangrik vir ons om hierdie stukkie te verstaan. Ons godsdiens is baie persoonlik, maar dis nie privaat nie, want jy is nie al persoon wat die Here geroep het nie. Hy roep al sy kinders, ook in hierdie tyd. En wanneer ons in Christus by hom tuis gekom het, stuur hy ons uit en sê, kom werk saam met my. Kom ons gaan haal die ander. Nou die moeilikheid hier verwoord Jesus in sy gelykenis van die verlore seuns. Daar is baie jong boeties en sissies daar buite wat net die staf wil hê wat God vir hulle kan gee en hulle loop weg. Nou wanneer hulle terugkom, sien ons ook die Vader se hart. Hulle wil terugkom en dit kom reg werk en dis nooit ons probleem nie. Ons is altyd gewillig wanneer die dinge op die wiele afgekom het en die pap op die grond geval het om dinge te wil reg werk. Die sop is net dit wat skeefloop in ons verhouding met God kan ons nie regmaak nie. En dis wat Jesus in die gelykenis van die verlore seuns probeer uitdruk. Wanneer daai jong boetie by sy pa tuis kom, reg om te werk, om die dinge reg te maak, is sy pa se blydskap net soveel groter. Sê nee, ring aan die vinger, mantel, skoene, vetgemaakte kalf. Maar dan sien ons die ou boetie se gesindheid, selfs as 'n jong boetie. Bly buite, wil nie ingaan nie, wil nie deel nie. En uiteindelik gaan sy pa uit na hom toe. Sê maar kom, jou broer was dood, hy lewe weer, daar's vreugde. En die ou boetie gaan nie in nie. Want vir hom het dit ook net gegaan oor dit wat hy kan kry. Nie om te deel in die vreugde van hierdie huisgesin wat 'n verlore seun teruggekry het nie. En die hartseer van kerk in ons tyd en wêreld, veral in 'n wêreld waar die westerse idee van 'n privaat godsdiens en ons individualisme en ons materialisme ook in ons harte hou vasgekry het, is dat ons baie keer nie regtig omgee vir die ouens daar buitekant nie. En dis wat in hierdie gedeelte voor ons gestel word. En die bedoeling hier is nie om jou te veroordeel nie, die bedoeling hier is om jou te laat skuldig voel nie, want dan mis ons die eerste deel. Hier word ons gekonfronteer met hierdie waarheid. Jy word in Christus vrygespreek. Gaan deel dit. Saai op die akker van die Gees. Saai buitekant. Moenie vir jouself hou wat die Here gegee het nie. Johanna het daar die volgende skets. En daarom, laat ons dan nie moeg word, laat ons dan nie ophou om uit te blink in die goeie nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. En hier is die vraag, wat is die oes? As die saailand die wêreld daar buite is, wat is die oes wat ons moet insamel? En die oes is nie dat ek die ewige lewe kry nie. Hoekom nie? Omdat jy dit klaar het. Jou Vader het jou klaar nader geroep. Jy is klaar in die huis. Jy is klaar deel van die huisgesin. En nou stuur hy jou uit in hierdie wêreld om saam met hom te gaan soek na die ander wat nog nie tuis gekom het nie. En daarom is die oes nie die feit dat ek die ewige lewe kry nie. Die oes, in lyn met hoofstuk 1 vers 4 en 3 vers 8, is die ander wat buitekant is wat nog moet inkom. En daarin die belangrikheid van Johannes 12. As die koringkorrel nie in die grond val en doodgaan en sterf nie, kan hy nie 'n groot oes lewer nie. Dis hoekom Jesus uiteindelik sê, gee jouself soos wat ek my gegee het. Niemand kan hy volg as hy nie bereid is om afstand te doen van sy hele lewe, broers, susters, vader, moeder, besittings, ja, sy eie lewe nie. Kan jy my nie volg nie? Want die pad waarlangs ons hierdie oes insamel, waarlangs ons saai op die akker van die Gees, is deur onsself te gee. Deur die ongemak, deur die moeilik van 'n pad saam met ander mense stap, terwyl hulle 'n pad saam met my stap. Die hart hier is dit wat in die Grieks mooi vertaal, in die ou vertaling mooi vertaal word, is in die 83 vertaling, en dis doen goed aan almal, veral
aan ons medegelowiges of aan die huisgenote van die geloof. Een huisgesin. God as Vader en boeties en sissies. En daarom, dit wat ons by verlede week stilgestaan het, dat Jesus sê, moenie sê leermeester nie, moenie sê Vader nie. Een Vader, een leermeester, dit is hy, en julle is almal broers en susters van mekaar. En ons is broers en susters, omdat God en Christus versoening bewerk het. Jesus het gesterf, hy het opgestaan, nuwe lewe is moontlik. Nou wat kenmerk dan ons lewe? Wel, daardie gesprek en verhouding. Gesprek en verhouding met mekaar, gesprek en verhouding met ander. En dit kom deur die gee van myself. As lewende, heilige offer. Dit wat Paulus in Romeine 12 sê. So 3 verse is hier vir ons belangrik as ons hierdie gedagte wil vastrek. En die eerste een is Johannes 13 waar Jesus sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. As julle mekaar lief het, sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Met ander woorde, as julle mekaar lief het soos wat ek julle lief het, sal die wêreld weet dat julle my huisgesin is, deel is van my huisgesin. Al die uitdrukking gehoor dat 'n kind se optrede is 'n advertensie vir hoe dit in sy huis gaan. Onderwysers verstaan dit baie mooi. Maar dit is ook waar van die kerk. Jou en my optrede is 'n verwysing, is 'n advertensie vir wat in die huisgesin van God aangaan. En daar's 'n baie belangrike vraag wat ons baie keer moet antwoord. Is daar 'n belangeloosheid of 'n omgee wat sigbaar word wanneer die wêreld na ons kyk? Jesus sê, soos wat ek julle liefhet, moet julle mekaar liefhet. Selfopoffering. Hy het homself gegee. Die koringkorrel het gesterf. En dan is dit belangrik, in Matteus 9 sien Jesus die mense, en hulle is moeg en hulpeloos soos skape sonder 'n herder, en dan sê hy vir die disippels, luister, die oes is groot, die arbeiders is min, bid daarom die Here van die oes om arbeiders te stuur, en net daarna stuur hy hulle uit. Ek en jy is die antwoord op daardie gebed. Die arbeiders wat in die oes ingestuur word. Ons is nie bedoel om hier binne in die sak te bly nie. Ons is bedoel om gesaai te word in die saailand. Maar jy het beheer daaroor. Jy kies. Of jy uit gaan en gaan die liefde deel, die versoening wat God met jou gedeel het. En dan 1 Timoteus 3 vers 15, praat Paulus aan die einde van sy brief met Timoteus en hy verduidelik, ek het hierdie dinge vir jou geskryf, sodat jy kan weet hoe mense hulle self moet gedra in die huisgesin van God. Die gemeente, wat die draer en beskermer is van die waarheid. In hierdie tyd en wêreld, gaan mense die versoening wat God in Christus gegee het, net sien, as hulle dit by ons sien. En daarom, ons is God se huisgesin, die lewende bewyse van die versoening wat God in Christus werklik moontlik gemaak het. Dis nie net 'n idee wat hierboor ronddryf nie. Dis iets wat tasbaar sigbaar kan word in die manier waarop ek en jy saamleef. Met alle mense, maar veral met die huisgenote van die geloof. En nou is dit die vraag vir ons. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit in jou lewe? Hoe lyk dit in ons gemeente? Ons leef in 'n wêreld wat stikkend en seer is, korrup is, om dit saggies te sê. En dis nog altyd so. Psalm 33 het ons gesing van die nasies en tiranne wat hulle planne smee, maar bo dit staan die Here. En nou kan ons maklik by die versoeking kom as ons kyk na ons land in besonder en dan sê ons maar die Here sal dit uitsorteer. En dan is jy reg, maar jy's ook verkeerd. Die Here het dit hanteer. En as jy gaan bid en sê Here, sort hierdie goeders vir ons uit, dan gaan hy vir jou sê my kind, ek het dit reeds gedoen, dis hoekom jy hier is. Ek en jy is die antwoord. Is deel van hierdie plan wat God oor eeue uitrol om in hierdie tyd, in hierdie wêreld, die versoening wat hy in Christus bewerk het, sigbaar te maak. Maar jy is reg, as jy 'n kol op jou maag kry en sê, dis groot, om daar buitekant hierdie versoening te gaan deel in 'n wêreld wat dit eintlik nie wil hoor nie. Dis gesonde verstand om 'n kol op jou maag te kry. Maar die genade van God is uiteindelik dit. Begin hier. Begin in die huisgesin. En in enige huisgesin verskil boeties en sissies. Maar dit maak jou nie minder deel van die huisgesin nie. In enige huisgesin is daar klein blikskottels soos ek, wat my boetie
My ma stap eendag in die winkel in. My pa het 'n Mazda gery, so 'n rooietjie. Dit is 'n sigaretaansteker. Nou sit ek agter die stuurwiel. Ek's nou groot meneer, want ma's in die kar. Johan sit langs hier, Ben sit agter. En nigter weet, sondige natuur, wat anders. Ek druk daai sigaretaansteker in, toe ek hom uit het, oop Johan se been. Hier, maar daai man verloor dit. My ma kom in die kar, by die kar en Johan skree blou moord, en die eerste ding wat ek vir haar sê is, ek het hom nie gebrand nie. Okay, het daai blikskottels. Is okay. Ek het hom redelik okay groot geword. Daar's nog baie rowwe kante. Maar God het my ook nader getrek. Moeilikheid gebeur in 'n gesin wanneer ons by daardie plek kom waar ek begin besluit. Ja, ek kan deel wees van die huis, maar nie my boetie of my sussie nie. Dis wat die ou boet in Jesus se gelykenis gedoen het. In Christus kom die ou boet, ons ware ou boet, en hy kom soek vir elkeen van ons. Geskiedenis ten spyte. Hy sê kom huis toe. Pa's nie kwaad nie. En wanneer ons herstel in ons verhouding by ons Vader terugkom en ons sien dat sy hart bloei vir sy kinders, dan roep Christus ons weer en sê kom saam met my. Kom ons gaan haal die ander. Dat die vreugde groter kan word, dat die huis vol kan word en die bruilofsmaal kan aanbreek. Daardie fees aan die einde van die tyd, waar mense uit elke nasie, stam, volk en taal by ons Vader tuis kom. Kyk uit vir daardie geleentheid in hierdie week wat kom, wat die Here vir jou gee, om die versoening wat hy in Christus bewerk het, te deel met jou naby mense en hulle wat terloops jou pad kruis. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons met vrymoedigheid na U toe mag kom. Dankie dat ons mag weet dat U ons nie raak sien net in ons gebrokenheid nie, maar dat U ons sien vir wie U ons gemaak het. U beelddraers, U kinders, kosbaar in U oë. En as ons so rondom ons kyk en ons sien mekaar raak, dankie dat ons kan weet dat ons nie alleen is nie. Dat ons deel is van 'n groter huisgesin. 'n Huisgesin waar U as Vader naby ons leef en saam met ons werk. En as U ons in Christus ook uitstuur, dan bid ons Vader, maak ons sensitief vir die werking en die leiding van die Gees, dat ons die geleenthede wat U vir ons gee, om in hierdie tyd die wonder van vergifnis te deel, om dit raak te sien, om dit te doen, te gebruik, om die beste van daardie geleentheid te maak. En as ons met tye by daardie plekke van veroordeling kom, waar ons voel dat ons nie goed genoeg is nie, help ons om te onthou, dat net soos wat ander belangrik is, ons ook belangrik is. En as ons by daardie slegplek kom, waar ons wil probeer regmaak deur ons werke, om daarom iets te verdien, help ons om te hoor, as U ons roep, my kind, kom nader. Mag ons in ons naby U leef, die wonder van die goedheid bly beleef, mag dit ons harte vul, en deur ons harte ook ons lewens kenmerk. In ons omgang met mekaar, maar so ook in ons omgang met die wêreld rondom ons. Seën ons hierin, as ons dit bid, in Jesus se naam. Amen. Hoe dan sal ons lewe? Daarvoor luister ons na Jesus se uitspraak in Matteus 7. Moenie veroordeel nie, daar staan oordeel, maar die bedoeling is, jy moenie veroordeel nie, moenie 'n streep deur jou broer en suster trek nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Wanneer die Here vir ons in Christus nader roep na hom toe, mag ons leef met hierdie sekerheid, nie veroordeel en straf nie, vir 'n gesprek met ons Vader. En hierin is die Christelike godsdiens, en godsdiens is nie die regte woord nie, is die Christelike manier van lewe totaal anders as alle ander godsdienste. Godsdienste sê, nee, jy moet A, B en C reg doen, dan kan jy toegang kry.
God kom in Jesus Christus en hy sê, ek sal dit vir jou doen, kom. Is klaar, toegang is vas, herstelde verhouding met God is vas, gaan 'n nuwe lewe uit dit vloei, moenie 'n fout maak nie. Daar gaan foute ook kom, moenie daaroor 'n fout maak nie. Maar jy hoef nooit te wonder en te twyfel oor wat die gesprek is, wat jy met jou Vader gaan hê, wanneer jy voor die regterstoel gaan staan nie. En dit is daarom regtig belangrik om te verstaan, moenie oordeel nie, want met dieselfde maat waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Wat is jou maatstaf? Maak genade die maatstaf. God het my syne gemaak. Dit is regtig belangrik om te hoor, dat aan die einde word die regspraak aan Christus gegee. Hy gaan die regter wees wat oordeel. Hoekom nie God ons Vader nie? Want op daardie dag gaan hy net Vader wees, nie regter nie. Jesus sê dit in een van die briewe in Openbaring, vir elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek op die troon laat sit, saam met my Vader, soos wat hy my op sy troon laat sit het. Dit is 'n aangrypende gedagte. Wanneer ek en jy voor die Vader gaan staan, voor ons Vader gaan staan, gaan hy sê, kom sit hier langs my. Nie oordeel en straf nie, maar 'n gesprek met ons hemelse Vader. Nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons dit verdien het met wat ons kon regkry nie, maar omdat hy 'n goeie God en hemelse Vader is. Laat dit die maatstaf van jou lewe wees, van jou omgang, wanneer jy met jouself worstel oor jou gebrokenheid, met jou naby mense worstel, en met die vreemdeling worstel, wat jou pad kruis. Nou ons kan dit nie uit onsself uit doen nie, en daarom kom ons verootmoedig ons voor die Here, en ons sing binnend saam van lied 157 vers 1 en 2, mag hierdie die gebed van jou hart wees, en daarna bly ons staan vir die seën van die Here. Kom ons gaan leef voluit met die sekerheid oor ons eindbestemming, dat ons nou en ewig veilig en met rus en vrede voor ons Vader mag leef, naby hom mag leef en saam met hom mag werk, ook in hierdie tyd. Hiertoe seën hy ons. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader, die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees is met u elkeen. Dat jy net so oomblikie sal sit. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stilgestaan het? Gaaf, julle is welkom om 'n koppie koffie of tee saam met ons te kom drink en daarmee saam so verviering vir Tarina se verjaarsdag ook môre hier in die saaltjie net hier
nie na die diens. Almal welkom. Baie dankie.